Here, ek wil vanoggend ons harte opnuut aan U kom vasmaak. Dat U hartklop ons hartklop sal vind. Dat ons op 'n nuwe plek sal kom, Here. Van 'n honger na 'n dimensie van U teenwoordigheid. Here, U ken elke een wat hier ingestap het. Here, U het 'n afspraak vanoggend. En ek wil vanoggend kom bid, Here, dat ons opnuut ons stemme na U toe sal ophef. Bekleed ons met U plan, bekleed ons met wie U is, Here. Deurdrink ons met 'n bewussyn van U liefde, Here. Here, ek wil vanoggend kom bid, en ek wil vra, Vader Jesus, dat dit nie nog 'n diens net sal wees, maar 'n veranderde lewe, waarin ons 'n wêreld kan gaan verander buite. Here, dankie dat ons 'n afdruk van U is. Here, dat ons begin besef, Here, U wil hê ons moet verby sien en verby hoor. Dat ons U sal sien en dat ons U sal hoor. Bekleed ons, Here, volgens met die plan. Ons bind self vas. Ons wil vrywillige gevangenes wees van U, Here, sodat U met ons kan doen soos U wil. Dankie vir U woord. Dankie vir genade in Jesus. Ons eer U. Dankie, Amen. Moenie jou fokus verloor nie. My woord volgend is, moenie jou fokus verloor nie. En ek kan met jou praat oor, waarheen is jy op pad, as is van 2016 op pad, 2017 toe. En dit is my belangrik dat jy weet, waarheen is jy nou op pad, en waar bevind jy jou nou? Door Genesis 2 vers 7, sê die Here God, het die mens geformeer uit stof, van die aardes en in sy lewens, die asem van die lewe geblaas. So het die mens 'n lewende siel geword, en hy bou uit die rug van die mens 'n vrou. Elke man het 'n vrou binne hom. En God het gesê, sy sal mannen genoem. En in Genesis 3 vers 8 sê hy, hulle het die stem van die Here God gehoor, en met hom gewandel. Die man en die vrou het met God gewandel, hulle het alles gehad wat hulle kon hê. Hulle het in verhouding gestaan, hulle het in niks tekort gekom. Hulle het 'n onafgebroke verhouding met die Here gehad. Is dit nie wonderlik dat Jesus gekom het om vir ons weer te herstel, hierdie onafgebroke verhouding. En hulle het die hele tyd in die direkte teenwoordigheid van die Almagtige beweeg. Sien, in ongehoorsaamheid neem jou weg van 'n geestelike toestand. En hulle, het was ongehoorsaam aan die opdrag van God, en hulle oop gegaan vir die liefde vir die wêreld. En na die ongehoorsaamheid van die man en die manin, het hulle gaan wegkruip. Is dit nie interessant wat 'n mens sekere dinge in jou lewe doen, wat jy weet is nie aanvaarbaar nie, is dit asof jy wegkruip. Sien nou, in Genesis 3 vers 8, hulle verberg vir die aangesig van God. Jy sien, ongehoorsaamheid steel jou vrymoedigheid. Hulle het hulle vrymoedigheid verloor as gevolg van verkeerde besluite. En Jesus kom uit gehoorsaamheid, kom hy terug na die Vader toe. Hy kom uit gehoorsaam om te kom herstel verhouding. Hy kom herstel dat jy jou volle plek sal inneem. So God, hy is 'n God van kans. Hy vat die kans en hy vat 'n bietjie kans met ons. Maar hy is 'n God van nog 'n kans. Jy sien, en dan sê, Exodus 3 vers 4-6, hoe hy sê, God hou jou dop. Soos dat ons hier sit, hou God ons dop. Jy sien, toe Moses so nuuskierig is vir die brandende bos, toe sê hy,
God het hom dopgehou. En op hierdie oomblik, waar jy is, waar jy staan, en ek wil jou nie dat skuldig vervolgen nie, dis 'n voorreg om te weet, God se oë is op ons. En dit is so interessant dat hy kom en hy sê, ek wil kom herstel verhouding. So as ons gaan kyk net na die roepstem van God, roep ons terug in die volle posisie in hom. Hy wil ons met binne ons posisie weer moet terugval. Dit wat by ons gesteen is. So, sy begeerte na die mens en die vervulling van sy plan het hom beweeg om gehoorsaam te wees. Men jy besef dat ons hier op elke plaas is om die wil van God nie te doen. Dis hoe nie is. En daarom moet ek en jy die wil van God in ons lewe ken. Ons moet weet waarvoor is hy. Ons kyk na Jona 1, kry hy 'n opdrag. Jona gaan na Nineve. En ek dink dit was 'n verskriklike volk. Hy het die kans gesien. En hy het alle planne gemaak. Hy het gaan wegkruip voor die aangesig van God, want hy wou nie die stad gaan waar God hom gestuur het. Partykeer, wanneer die Here vir ons 'n opdrag gee, is dit nie altyd die maklikste opdrag nie. Ek weet dan nou die dag, het hulle vroue tee en hulle vra my om te kon profiteer, en in my hart voel ek, maar dis nie wat die Here wil jy moet gaan doen nie. En ek gaan koop kos by Pick n Pay en toe ek so uitstap is daar Tannie, ek was in die AGS gewees en die ouer mense, ek was verskriklik erg oor hulle. En ek sien hierdie Tannie weer vir die eerste keer en sy lyk nog net so mooi soos toe ek al weg is. En sy is so bly om my te sien en sy sê vir my, nou stap ek en sy na waar die kar geparkeer is, nou loop sy so langs my, sy sê, my kind asseblief, want sy weet ek is in die bediening en sy is verskriklik erg en sy sê, asseblief wil jy nie net vir my bid nie, dis dalk om die Here nie toegelaat het, dat ek in die vrouwentrek toe is nie. Sy sê, ek is 85 en my werk is afgehandel, al wat ek jou vra, bid vir my om dood te gaan. Nou kyk ek sê, dan sê nie vir my, het jy enige pyn in jou liggaam? Nee, Betsy, niks. Want sy het daar skoondokter opgepas tot sy dood. So my werk is nou klaar. Asseblief, Betsy, nou loop ons op. Ek sê, Tannie, gaan nie veel doen, jy lyk nog te mooi. En so ver is wat as sy loop, sy my sê, nou lag ek vir haar, want sy het geen pyn, sy is 85, dit lyk of sy die minimum plooi het. Nou loop ons op. En dan net die stap is my kar hier, haar is ver, bietjie eentje aan, en ek stop en ek waai van, en sê, gaan dit nie doen nie. En met die kom een vrou so afstap, ek ken daar van geen kant af. Kom hierdie vrou so afstap. Mooi vrou, lichte hare, lichte grys, allemaal draad met grys hare. Maar sy kom so afgestap, die vrou. En nou sit jy by die kar en lach, en ek wil my kry nie so lach. En hierdie Tannie kom, ek ken haar van geen kant af, en ek sê van, Tannie, kan jy glo? Daai vrou wat dan loop, wil ek moet van buiten, dat sy nou dood gaan, sy is 85, maar sy het nie so pyn in haar liggaam. Praat met 'n vreemde vrou. En die volgende oomblik steek sy by my vast, en sy begin huil. Ek sê, Tannie, wat is dit? Sy sê, my man is verskriklik siek nou by die huis. En my seun is besig om te skou. Ek kan dit glad nie hanteer nie. En sy huil. Sy het ook nog vir jou. En ek het haar daar. En ek druk haar teen my vast. Ek ken haar nie, maar ek bid vir haar. En toe klaar van gebid. En sy sê, die Here het jou gestuur. Verstaan jy dat ek en jy het 'n verskil om te maak? As jy nie vandag is vir die mol nie gegaan, die parkeerarea. Maar die Here gebruik my dan. Jy sien, partykeer is dit nie dat gehoorsaam, maar dis nie wat ek jou wil hê nie. En vir God is hierdie vrou so belangrik, dat ek op die regte tyd op die plaas ry, sodat ek by die pick-up kom, om te hoor wat hierdie Tannie vir my sê. En dat hierdie situasie my by hierdie vrou uitbring. Kan jy verstaan wat 'n wêreld God soek? Verstaan jy dat God jou wil gebruik om 'n verskil te maak? En nie Jona. Ek kom op 'n
dan sê dit, en hy het die vis toegesit, en hy was vol gras, en hy het gemurmureer dan die vis, en dan sê hy op die oomblik, dan sê hy, maar toch, nou, dan sal ek 'n lofoffer aan u bring, en hy sê, en hier in Jona 2, hy sê, Jona het God om genade gesmeek en hom aanbid, en hy was omring met water en gras, en hy sê, en hy het gebid en God aangeroep in die visse maag. En die woord van die Here het 'n tweede maand na Jona. God kon enige ander profeet gebruik, want Jona wil nie. En God kom vir 'n tweede maand. En hy sê, maar dit is vir jou, want jy sien, hy sien binne jou 'n sekere potensiaal wat ek nie het nie. En hy sien in jou karakter wat perfek gaan werk vir daai opdrag. Ek wil jou vra vanoggend, het jy nie die week gegaan waar die Here jou wou hê? Het jy gehoor waar jy stuur aan jou? En dan sê hy in Filippense 3 vers 4, hy sê, maar een ding, ek vergeet die ding wat agter my is, en ek strek my uit na wat voor is, en ek jaag die doel. Nou die manne sal weet wat jaag, die vrouens jaag ons nie. Jaag na die doel, om die prys te verkry, vir die hoë roeping in Christus. En dan sê ek altyd, jaag na wat God vir jou het, strek uit na vorentoe, vergeet wat agter is. Jy sien, Jona, God het gesê, Jona, kan iemand aan ek wil hê, dis jy wat ek moet doen. Jy sien, God gee vir jou 'n opdrag. En ek wil volgende kom en sê, God vra van jou 'n totale gehoorsaamheid, al maak dit nie sin nie. En al sien jy nog niks nie. Vra net vir jou, die oomblik, wanneer jy jou eerste voet sit, om in gehoorsaamheid, dan kom Here en dan openbaar die hele prentjie. Partykeer gee jou net so bietjie. Jy sien, God het nie opgegee aan Jona nie, want hy het die potensiaal in Jona gesien. Ons maak foute, maar jou hart en jou gees hanker altyd na meer van God. Somtyds laat ons foute, laat die Here toe na haar foute en ons kom in foute, en dit maak eintlik van ons slawe, maar uit ons foute uit leer ons so baie. Ons veroordeel onsself en ons verloor ons passie, wanneer ons fokus verloor. Jy sien, bely nie jou foute en begin aanstaan, want jy is ontwerp vir wat God vir jou het. Hy het jou ontwerp en hy het oor jou gedroom en gesê, jy gaan in hierdie mooi kamp, ek weet nie hoekom hy my ontwerp om in jou boot te kry. Ek wil daar saam met hom uitmaak op die vliegtuig op pad terug. Want as jy nog 'n mooie plek, dit laat soos die hemel nie. Ek weet nie of julle dit altyd waardeer nie, maar daar sal ek in jou praat. Maar hy ontwerp jou in 'n tyd soos die, omdat hy jou hier wil hê. Vir wat ook al sy doel is. Jy sien, genade kom gee jou die vrymoedigheid om jou volle potensiaal te bereik. Jesaja 30, ek wil julle lees. Baie keer maak ons sekere foute, en toe hierdie skrif ek het nog gister vir ouens gelees, maar ek het hom nou so 'n bietjie geskryf al, en die Amplified praat ons altyd baie mooi. Jesaja sê, ek staan in ongeduld om jou genade te bewys en jou te seën. Kan jy dit, God is ongeduldig, want hy wil jou seën, hoor hoe sê die Engels. And therefore, the Lord earnestly waits, expecting, looking and longing, and to be gracious to you. And therefore, he lifts himself up. Ek dink, dit staan in jou in my. Lig ons op. En ek kyk, want is gereed om jou genade te wys. Jy sê, en ons is mos besig om mense altyd te oordeel, jy is eintlik in die voordeel. Okay? Hy sê, and he lifts himself up, that he may have mercy on you, and show you loving kindness. Baie keer neem ons verkeerde besluite, maar hy is so in verwagting, dat hy jou nie kan sien. Jy sien, God wil vriendskap met jou sluit, jy is nie 'n slaaf van hierdie wêreld. Bely vat en besluit, ek gaan aanbeweeg na die potensiaal wat Here vir my. Want baie keer is
wat vir ons onbelangrijk is vir God uiters belangrijk. En dan, dat is hierdie ding in jou lewe, wat nie uitwerk nie, soos jy gedink het nie. En jy beweeg weg van die plan van die Here af. God wil herstel bring in die harte van die kinders van God. En sodat jy weer vertrou, dat die onmoontlike moontlik vir jou sal. Moenie jou fokus verloor. God soek jou hart, maar hy toegang tot jou hart. Hy soek jou hart, hy soek, dat hy sê, Here, ek verstaan nie altyd waar jy nie my vat nie, but I surrender all. Jy sê, want God so desperaat na jou. Voor jy nog bestaan het hy oor jou gedroom en het oor jou gedink. Jy sê, en ek dink aan 'n ander man wat hy ook 'n kans gegee het, en dit is Hizkia. Hizkia het vrywilligheid gehad om met God te praat en dan te weet voor God. Jy kan nie dink 'n profeet hard op die Bybel. Kom hier die profeet. Nie die profeet moet sê vir jou, die Here sê son maak jy gaan sterf. Jy sê halleluja. Hier kom hy sê die profeet, en Hizkia het vrymoedigheid gehad om na God te draai en vir hom te sê, ek het jy gedien, ek het alles gedien wat jy wil hê. Sien, jy kan God se gedagte oor jou nie verander nie. Hy glo in jou. Smaak dat jy van dit. As jy dink aan Petrus, die verraaier. Weet jy wat? Petrus kom aangestap waar Jesus besig is om vis gaar te maak. Ek het al 3 vis in die paar dae. En hy kom, waar hy besig is, kom hy. En God sê nie vir hom, Jesus sê nie vir hom, hoekom het jy my verraai nie? Hy vra vir hom, het jy my lief? As ons vat dit teenoor mekaar maak, dan ons moes 'n saak uitmaak. My kleinkind sê, kom ons die saak uitmaak. So, ons wil eers hierdie ding beredeneer. Af wat Jesus doen, hy sê, Petrus, het jy my lief? Pas my skaap op. Jy sien, want God sien in hom 'n potensiaal, waarna hy weet, hy is die een wat hierdie rol kan vervul. As ons vrymoedigheid verloor, is daar fout met ons verhouding met God. As jy in die opstandingskrag van God wil wandel, moet jy besef dat jy geregverdig is in Jesus Christus. Partymal loop ons met soveel skuldgevoelens en dit weerhou ons van intimiteit met die Here. God wil hê dat ons op hierdie tyd ons momentum nie sal verloor nie. Bly in pas waarmee die Here jou. Hierdie jaar, waar ons stap, bly in sy plan, bly in dit wat jy, God soek jou hart, God gebruik ons situasies, en skep 'n geleentheid om homself te openbaar. Hy wil jou ontmoet, dis sy begeerte. As jy so wakker word in die oggend, dan moet jy net sê, Here, môre Here, Jesus is uit. Hy wil met jou gesels, hy wil 'n afspraak hê. Ek onthou, hoe ek sê vir die Here, ek het hulle vertel gister, hulle dink ek is heel dag in die mol, maar my eendags by die huis, dit is 'n bietjie te laat by die huis, dit is 'n bietjie tyd om die mol toe te gaan. Maar ek besluit, ek gaan heeltemal aan die mol toe, en ek sê nie dat hulle verskil gaan maak. En toe ek so aangestap kom, en dan so by die roltrap, en hier leer die meisie. En ek kan my vriendin by die ingang, en ek sê van, loop saam met my. En nou loop, en ek sê van, vat die my aan, hier leer die meisie, en ek het die Here gevra, gebruik my. En ek vra vir die ander meisie, wat het bedag mee? Sy sê, nee, sy het net in mekaar gesak. Sy weet nie wat gaan aan nie. En ek kan sit by haar, ek sit my hand, en ek bestraf dit wat in haar is. En ek kan sy leeg oor haar lewe, en ek roep haar terug. En toe sy so, toe ek het sê, en dan sy haar oor so oop, sy kyk so vir my. En sy sê, wat het met my gebeur? Ek sê, ek weet nie, maar jy is van. En dan roep ek, het jy passie om die wêreld te verander? Het jy passie dat God jou gebruik, dan sal sy vervul het, om dan weg te stap en weet, ek het iemand se lewe omgedraai. Sien, gehoorsaamheid en geloof aktiveer 'n kragveld vir God om in te werk. So as God my stuur, daar's 'n kragveld wanneer jy gehoorsaam is, sodat God dan kan doen wat hy moet doen. En dan voel jy, maar ek het nie die vermoë nie, ek het nie die goed om dit te doen nie. Net gehoorsaamheid aktiveer jy 'n kragveld vir God. Ek dink so baie keer aan 'n Adam.
Baie keer is die storm in jou lewe juist daar om jou te ontdek wat die sterkte binne jou. Jy sien, 'n arend vlieg nie om 'n storm nie. Hy vlieg in die storm, maar dan vat die storm om op hoogtes wat hy nooit geweet dat hy kan vlieg nie. So storms kom om ons te wys wat ons eintlik kan hanteer. Baie keer is, laat ons weer dat teleurstelling in opinies van ander jou weerhou om in te stap in God se droom vir jou lewe. Jy sien, Jesus sien 'n man wat van geboorte af blind is. En dan kom al die mense, as hulle familie of hulle maas en hulle paas, of het iemand gesondig, hoekom is hierdie persoon blind? En dan sê hy, nee, dit is om God self te openbaar. Maar hy het my en jou nodig om deur ons te werk. Jy sien, dan dink ek so aan 'n arend. Hy sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op soos met veel, soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg. Sien, binne in jou moet 'n arend wees. Jy sien, dit is tyd vir nuwe geestelike hoogtes. Ek het gister gesê, vertel, as jy vandag is waar jy gister was, dat jy so 'n bietjie geweksel. Ek moet vandag op 'n nuwe plek wees, met 'n nuwe honger na God, vernuwe en versterk jou in die geloof, en beweeg in 2017 met 'n nuwe passie, om God se area te betree, sy posisie waarin hy jou geplaas het. Profetiese mense, ons is allemaal profetiese mense, dit maak jy nie 'n profeet nie, want elke van ons met die Here hoor. Profetiese mense is in afwagting vir die wil van wat God wil doen. Dit is tyd om jou bediening en jou gawe, en dit wat die Here in jou moet dit ontdek. Jy kan dit nie mis nie. Jy sien, 'n arend se lewe is, hy vat net een maand. Hy sê net een maand. En hierdie vrou, hoe sy, hierdie wyfie, hoe sy nou hierdie mannetjie toets is, hy gaan, en dan moet hy gaan, en dan los sy 'n stokkie, dan vlieg sy weg. Dan val sy die stokkie, en dan moet hy vlieg, en dan moet hy 'n stokkie vang. As hy mis kan sy hom nie vat nie. Dan wil sy nie hierdie mannetjie hê. So, sy weet dat die dag wanneer die kleintjies uit die nes uitkom, en hulle begin vlieg, en hulle sal wou val, dan sal hierdie mannetjie sal onder hulle kan invlieg, en hulle kan beskerm. Sien, wat sê jy? Is jy geoefen in dit wat die Here wil hê? Is jy op die regte plek? Jy sien, 'n arend vermy die storm sê. So 'n storm het die vermoë om jou in hoogtes te vat wat jy nog nooit voorheen kan. En ek wil jou vra, sit jy terug in jou storm, of in jou storm en jy weet die Here gaan jou deur dit vat, en jy ontdek vermoëns wat jy nooit voorheen ontdek het nie. Baie dan Pietersburg kom die besigheidsmanne almal kom sien my. Dit lyk nie goed met ons nie. Weet jy wat moet ons doen? Dan sê ek, gaan nie die storm, die Here gaan jou wys, jy kan dit maak. So, wat hulle ook doen, is, wanneer hulle die nesies bou van hierdie arend, dan bou hulle vol stokkies. En dan sit hulle nou om met sagte goed vir die kleintjies. Dan is daar nou 'n tyd dat die kleintjies moet uitklim, en as hy 'n bietjie lui is, dan haal hulle nou die sagte goed uit, dan sê die stokkies party so 'n bietjie blindjies. En dan steek hulle kan uitkom. En ek dink daar's 'n paar van die sagte goed wat ons bietjie by 'n paar mense moet uitkom. Sodat jy kan begin besef, jy moet uitklim, want daar's 'n werk wat jy nodig het. En jy is die perfekte persoon vir dit. Wat is jou doelwit? En wat is jou verwagting van 2017? 'n Persoon vra eendag, ek het gister vir hulle ook vertel, hy vra, iemand vra vir 'n blinde persoon, wat is erger as om blind te wees? En hy sê, dis wanneer iemand kan sien, maar het geen visie. Wat is jou visie vir volgende jaar? Waarheen is jou pad? Jy sien, dit het tyd geword om God te vertrou vir 'n magtige deurbraak in jou lewe. Dit het tyd geword om jou geloof in aksie te sit. Waarheen is jou pad? God se besigheidsmanne en vroue wat ek kan vertrou met 'n finansiële oorvloed vir 2017. Ek hoor ons praat mense, hulle sê ons land is op pad nêrens heen nie, dit lyk sleg. Ek sê vir jou, ons land is op pad met God se plan. Ons is op pad in 2017, want besigheidsmanne gaan opstaan soos nog nooit tevore.
Mense se harte gaan begin saamgevoeg word. Ek het geen twyfel dat Suid-Afrika op God se agenda is. God soek mense wat 'n verwagting het om ook die hemel vir 'n generasie te kom wys hoe dat lewe. Daar's 'n verwagting ook in die hemel vir 'n generasie wat gereed staan vir 'n uitbarsting van God en wat mense gaan konfronteer dat God kan nog steeds wonderwerke doen. Daar's 'n uitbarsting wat kom. Ek wil vir julle sien in die gemeente, God gaan goed in hierdie gemeente doen, waar mense hier gaan kom, want hulle gaan 'n uitbarsting van Gods wonderwerke sien. Amen. Ag, dankie, iemand is opgewonde. Ons gaan bonatuurlike goed beleef, en as jy nie 'n verwagting het nie, gaan jy dit mis. Ek het so groot verwagting vir 2017, waar ek by die Here gehoor het dat die Here sê, dit is transformasietyd. Hy vat ons in 'n nuwe seisoen, in 'n nuwe plek. Ek wil jou net vra, hoeveel sien jy uit? Ek wil vir jou vra, betree jy 'n beloofde land? Jy sien, wees gereed vir wat God gaan doen. Wees gereed, want jy's ontwerp om in hierdie tyd van hierdie lewe te leef, vir 'n bonatuurlike dimensie waar God jou wil vat. Dis 'n bonatuurlike tyd. Jy sien, as jy jou belofte betree, is om die beloofde land te besit te neem, is om in Christus te leef. Ons is mede-erfgenaam. Hy sê, jy sal duivels uitdryf, jy sal siekes gesond maak. En dan wil ek vra hoeveel duivels het hierdie week uitgedryf. Ons moet nie gelyk in hande opsteek, dan weet nie. Hoeveel siekes is gezond? Ek weet, jy het 'n paar op die lijst. Ek sê net so met jy eerlijk antwoord, ons net so met jy eerlijk met ons self vraag. Want jy sien, ons dink, ek moet eers alles weet. Al wat hy soek is, 'n gehoorsame persoon, wat bereid is om te gaan. Want wanneer jy gaan, is daar 'n kragveld vir hom om te werk. Dan kan jy nie meer van. Jy sien, want dieselfde Heilige Gees, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is binne in elkeen van ons. So wat ons nodig het, is die binne in ons. Jy sien, die roepstem van God roep ons, en hy sê, kom in jou posisie, neem jou volle plek in, sodat ek deur jou kan werk. Jy sien, hy werk binne in ons, om deur ons te kan werk. Jy sien, die normale Christelike lewe begin met die besef, dat ons op aarde geplaas is, om God se wil hier te doen. Kan jy dit kom in die hemel, en jy besef, wie ek omgelees het, en jy dit nie vervul. Wat 'n leerstelling. Jy sien, God hou nie sy beloftes vir ons geheim nie. Hy wil hê dat die werklikheid van jou beloofde land nou op aarde heerskappy sal neem. As jy in jou besigheid instap, my man werk 2 dae in 'n week op 'n plaas. Laat so 200 swart mense wat daar werk. Elke oggend, voor hulle begin werk, is daar 'n pastoor wat hulle bedien. 'n Swart pastoor wat elke oggend, daai 200 mense, elke oggend eers bedien vir hulle begin werk. Ja, wanneer jy op daai plaas kom, kan jy dit voel, dan sien jy. Jy weet as jy daar is. Die gesindheid van mense, die actief deelname aan mekaar, dit is niet anders. Ek wil jou vra, wat 'n verskil is jy van plan om hierdie week te maak in iemand se lewe? Jy hoef nie te staan waar ons staan. Die beste plek om te bedien, wanneer jy 'n verhoog soek, is wanneer jy uitstap. Dit is die beste plek om te gaan bedien. Die beste platform is as jy hier uitstap, is al vir jou platform, waar God jou wil gebruik. Hy wil vreugde en vrede in ons lewens bring. Hy wil ons land laat besef, hy doen nog steeds wonderwerke. Hy kon al die engele gestuur en my gebruik jou. Om 'n bonatuurlike lewe met onbetwisbare bewyse te lewer van wat God wil doen, is nou besig om in plek te skryf. Jy kan 'n toeskouer wees, dit is 'n kyk, maar ek wil 'n deelnemer wees. Ek wil sien hoe God deur my kan werk. Het jy gedink dat een van die take op aarde is om die wil van God te bewys en om ander mense te wys hoe God lyk?
Jy sien die werk sê, hoe lyk die Here? Wys my. Jy sien, dat ek en jy moet 'n demonstrasie wees van wie hy en wat hy kan doen. En hy soek net iemand wat sê, Here, hier is ek. Een van die hoofroepings is om die werke van die vyand te vernietig. En ons kan dit net doen deur 'n intieme verhouding met die Here. En om sy werke te vernietig, is ook nie die hele tyd oorlogvoering te doen nie. Om sy werke te doen, is om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here. Partykeer sê vir jou, moenie hier ry nie, ry daarom. Kan onthou, hy geef my nog opdrag. Hy geef my die straat se naam, ek weet nie eers in daai area van ons, is daar 'n straatnaam nie. Wat doen ek verkeerd? Doen ek alles reg? Wil nie hierdie ding raas met. Hy stuur my na adres toe, hy sê vir my, en wat 'n uitbreiding is dit? En nou ry ek. Nou ry ek almal om die blok. Ek weet, hier is die adres, hier is die huis. En die volgende dag ry ek weer so om net. Dan gaan nader die kinders, en dan ry ek so om, en die derde dag vrou my sê vir my, waar ry jy om hierdie huis? Ek ry die autootjes op, hoe ry ek die blok? Sê ek nog nie moet om die uit te klim. En die derde dag te ry, draak die ou Neda in. En hy het so groot pleister aan sy gesig. En ek klim uit, en ek stap na hom toe, en ek sê vir hom, jy ken my nie, maar die Here het my na hierdie adres toe gestuur. En hy sê vir my, wat sê die Here? En ek bid vir hom. En ek geef hom 'n woord van die Here. Verstaan jy? Ek kan jou net sê, dis nie vir my altyd maklik nie, ek doen dit met vrees en bewe. Maar wanneer jy dit doen, jy is ook, kan God jou met groter goed vertrou. Ek het gister vir hulle vertel, as God jou met 'n pakkie smarties kan vertrou, kan hy jou met genesing vertrou. Jy sien, Jesus het sy wêreld met ons saamgebring, en dit bid ons bereik om plaas om soos hy te kan optree. Die werk wat hy gedoen het, sê hy, groter goed gaan julle doen. Ek het nie vir julle bewys, daai groter goed is, Matteus 10 vers 7 tot 8, gaan maak die siekes gesond. Hy sê, gaan maak dit. Af wat hy sê, gaan jy net en ek gaan saam met jou. Laat dooies opstaan, reinig melaatses, dryf die duiwels uit. Nou word jy die woonplek van God. Die oomblik as jy dit doen, nou is jy die woonplek van God. Baie plekke praat die Bybel daarvan, dat ons God se woonplek op aarde is. Kan jy dink, jy is die woonplek van God. Dan sê Efesiërs 2 vers 9, hy sê, besef julle nie dat julle die tempel van God uitmaak, en dat die Gees van God in julle tempel word. Jy is God, jy is sy blyplek. Hy bly binne in jou. Ek dink ons sukkel om dit te bedink. Ek dink, dis waarom, hy sê, jy is nou medeburger van God, van elke ander wêreld lewenswyse. So Petrus sê, ons is lewende stene, goed in mekaar gepas, vir God om in te bly. En God wag op mense, hoor mooi, God wag op mense wat normale Christelike lewe lei, om hulle self diensbaar te stel en voortdurend uit hemelse bronne te tap. Dis hoe ons gaan funksioneer as huis van God. Sê, Here, in die hemel is geen siekte nie, daar is geen armoede nie, daar is niks tekorte nie. Here, ek tap uit die hemelse bronne uit, en ek gaan gee dit vir mense. Jy sien, dit beteken, dat ons presies dieselfde gesag as Jesus. Nou gaan dit sleg met jou besigheid, dat jy lyk jou besigheid. Jy sê, nee man, luister die besigheid, al die goud en die silwer behoort aan my. Dis my erfporsie, en jy begin autoriteit vat, en ons sit te veel terug, en dan die vyand met ons los. Jy moet mense voorstel, aan wie God is, en hoe hy lyk. Want hy sê, jy is na sy beeld, so, ek wil net, jy moet net vir die persoon langs jou sê, jy is verskrikkelijk mooi. Maar is daar enige iemand hier wat vir jou gesê het, maar jy so, seker jou antwoord is in die kerk, dat jy het gaan paar bevryding doen, en jy gesê, ek is mooi. Dan sê vir die persoon, ek is mooi. Hoe gaan jy vir die persoon sê, maar ek jou mooi is ek?
sy buurman sê ek is mooi nie. Maar jy lyk soos hy. Hy sê, jy is na my beeld, en my gelykenis. En een ding wat die vyand wil hê, sodat jy nie vrymoedigheid kan hê nie, is om vir jou te sê, jy is mooi genoeg nie, jy is nie reg aangetrek nie, en iets van jou is verkeerd, en jy verloor jy vrymoedigheid. Of iemand sê, jou tande is bietjie skeef, en dan al wat ek vir jou wil sê is, jy ontneem dit, dan kom die vyand en hy steel jou vrymoedigheid. Luister mooi, daar is iets wat jy met jou saamdra, wat ander nodig het. In hierdie gemeente is daar mense, jy binne jou om gifting, jy het 'n gawe, wat die persoon langs jou het, om sy lewe te ander. Jy, iets wat jy met jou saamdra, om hierdie kaap in te stap, en mense se lewens te verander. Hoe honger het jy, dat God jou kan gebruik? Jy mag nie tevrede wees, met waar jy jou nou bevind. Daar is soveel meer, wat God vir jou wil gee. Daar is soveel meer, wat hy deur jou wil doen. Jy sien, dis wanneer ons reg ontdek, wie jy is, en wat God deur jou doen, dan eers, omhels ons regtig die lewe, die beloftes van God. Dis dan eers, wat jy besef, God het my met die doel hier geplaas, ek sien maar net nie. Ek het so, amazing getuienis, van my skoondogter, sy is 'n aangenome kind, en sy het nooit haar ouers ken, en ek toe sy maar sê net getroud is, dan sê ek vir, jy moet weet, en sy wil net moet weet, en sy is een dag op Facebook, en sy het 'n verskriklike snaakse van, en sy gaan op hierdie van in, dis nie 'n gewone van, en sy vra vir die mense, en die vrou, in julle familie het iemand 'n dogtertjie afgegee toe sy baby was, en sy sê ja, en nie lang nie, toe bel haar ma, sy skoondogter is so 36, en sy ma bel haar, en sy ma lyk presies die saam. En hier kom sy, en sy sê vir my, sy sê, vir die eerste keer voel sy waarde wat God gevaar. En al wat ek vir jou wil sê is, binne jou is iets wat jy moet ontdek, nie as gevolg van iemand anders nie, maar die waarde van Christus binne jou. En ek weet God is besig om bonatuurlike goed te doen, want jy sien ons is medewerkers in 'n akker. God begeer dat ons sal groei in die terrein van gesag, en soos hy te wees. God wil hê dat ons die geslagte wat kom, 'n honder sal nalaat, en ek wil vir jou sê, die feit dat baie mense nog nie bevryding sien nie, nog nie wonderwerke sien nie, is 'n klank teen ons, wat ons veroorsaak. Jy staan voor God, want God wil jou gebruik. Miskien moet jy dalk net die een wees, wat vir iemand gaan kos gee. Maar baie keer, is die grootste probleem in ons lewe, soos 'n arend, wanneer hy vlieg, vertel hulle, soos wat die goggas so in vlieg, en dan bly, dan moet hy oorkort skoonmaak, takke van sy vere uit, so dat nou nie vir vere kan groei. Hy beteken, dan stuy wat hulle in die bek, dit stikkies word, so dat nou nie bek kan uitgroei, en sy naal, sy klauwe, kom vorm nuwe klauwe. Jy sien, en baie keer is dit situasies wat in ons lewens gebeur het, wat ons weerhou om in die volheid te stap, waarvan ons ontslae moet raak. En wat jou nie by jou posisie uitbring, en ek wil jou vanoggend vra, wat is dit wat jou weerhou, dat jy nie kan vlieg? Wat is dit wat jou weerhou om jou posisie in te neem nie? Is dit as kind, as jy dit nagkom en jy het nog nooit in dit gedink? Wat weerhou jy? Ek sit met mense, gafels, wat in 'n toestand is van, ek praat met 'n pastoorse vrou, 'n pad, liggaam, en sy vertel vir my, sy sê vir my, my pa het my ma gereeld geslaap. Ons het nie slaappatroon gehad in ons lewe. Sy sê, sy sukkel om 'n slaappatroon te kry, sy
sy kan net nie slaap nie, want hulle het nooit geweet, wanneer kom pa terug by die huis, en hy slaan vir ma nie, dan kry die kinders beteken het hulle die veld ingehardloop, so bang was hulle, want hulle weet nie wat pa se volgende beweging nie, beteken het hy sommer begin skiet. En weet julle hoeveel mense in ons land sit met hierdie stikkende goed, en hulle het nie met dit gedeel nie. Jy sien, ons moet, as jy nie met dit deel dit met jou. Sien, ons moet klaarmaak met die goed, want die Here wil jou gebruik, sodat jy jou volle posisie in hierdie seisoen